Genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid vir jou. Shalom, shalom. Een van my vriende het vir my 'n vraag gevra en hierdie vraag wil ek vandag antwoord hier op TikTok. Juis omdat baie mense met dieselfde vraag gewoonlik sit. En wanneer ek vra in die openbaar antwoord, dan klap ek baie vliee met een klap. So Fuad de Waal daar van Springbok, my nuwe vriend, shalom, shalom vir jou my broer, hierdie ene is vir jou. Fuad het die vraag gevra, hoe bid ons? Hoe bid ons? En ek dink die idee is, hoe bid ek effektief? Hoe bid ek dat ek antwoord sien op my gebed en resultate sien op my gebed? So, ek gaan vandag kyk na Matteus hoofstuk 6 en ek dink as ek daarby uitkom sal ek kyk na Matteus 7 ook, indien nie sal ek miskien 'n opvolg maak. Maar hierdie vraag is nie 'n nuwe vraag nie en dis nie net vir aardse vraag nie, dit is 'n ou vraag en dis baie mense se vraag. Dit was die vraag van die disippels wat na Jesus toe gekom het en vir hom gesê het, Meester, leer ons hoe om te bid net soos Johannes sy disippels geleer het om te bid. En toe het Jesus hulle hierdie baie bekende gebed geleer wat ons nou nog in skole leer, by die kerk bid. Hy het hulle geleer om te bid en te sê, Onse Vader. Nou ek gaan Matteus 6 lees, jy kan die hele Matteus 6 gaan lees, eintlik Matteus 5, 6 en 7 kan jy gaan lees, maar ek gaan net 3 verse in Matteus 6 gaan ek lees, dat ek net gou hierso my foon op silent sit, sodat ons nie disturb kan word nie, maar hoor gou mooi. Matteus 6 vers 7, 8 en 9. En as julle bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Nou die eerste ding is, ons gaan eers begin met wat Jesus sê, gebed nie is nie. Wat is gebed nie? Hoe is ons nie veronderstel om te bid nie? Die eerste ding wat Jesus sê is, moenie 'n ydelle herhaling van woorde gebruik nie. Moenie dink dat omdat jy baie woorde gebruik, jy verhoor sal word nie. Gebed, hoe langer gebed is, in my opinie, hoe minder effektief is dit. Hoe langer mense bid, het ek ook agtergekom, lyk my hoe minder geloof het hulle. En baie mense probeer die Here oortuig. Baie mense probeer baie woorde gebruik en hulle probeer die Here oortuig deur hulle baie woorde om hulle te verhoor. En Jesus sê, moenie soos hulle wees nie. Moenie soos hierdie heidene wees wat dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word nie. Ek weet, baie van julle het ook al, kom ook al deur hierdie hele skool waar ons geleer is dat ons moet die beloftes van die Here bid. Nou sit ons en ons noem die beloftes, Here, U sê in Matteus so en so, so. U sê in Lukas daar so. En U sê in Efesiërs dit en dit en dit. En ons noem hierdie verse op, want ons probeer die Here met sy Bybel in 'n hoek druk en ons dink ons kan die Here daardeur oortuig om ons te verhoor. Ek dink daai val onder dieselfde klas as wat Jesus hierso noem in vers 7, dat ons nie moet dink dat ons deur ons baie woorde verhoor sal word. In vers 8 sê hy, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Jesus sê hierso, julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So, nommer 2, gebed is nie 'n inligtingsessie nie. Dis nie hoe waar jy God vertel wat God nie weet nie. Die persoon met wie jy praat, God, in gebed, is die kenner van die harte, die toetser van die niere, en hy weet meer van jou omstandighede as wat jy self weet.
Hy sien agter die skerms, hy sien in die toekoms, hy sien wat mense dink en praat en beplan. So God is baie meer clued up as jy. So gebed is nie 'n inligtingsessie waar jy God moet inlig nie, want jou Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. God weet presies wat jy nodig het. Gebed is nie 'n geleentheid wat jy kan vat om 'n lang lys voor die Here af te lees en hom te oorweldig met 'n klomp goed nie en te kla en te sê, Here, die en daai is nie reg, Here, hierdie ene maak so, Here, my kind is die en daai, my man maak so, o, Here, die werk en die baas en die kollegas en dis nie waaroor gebed. Gebed is nie 'n inligtingssessie waar jy God vertel van jou omstandighede en jou situasies nie, want jou Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. Nou nadat Jesus vir hulle gesê het wat gebed nie is nie, nou kom Jesus en hy sê vir hulle hoe hulle moet bid. En hy sê in vers 9, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die eerste ding wat Jesus hulle leer is, hy sê, wanneer julle bid, sê onse Vader. So wat Jesus hierdeur probeer doen is, Jesus probeer hulle leer wie God is, wie dit is met wie hulle praat. Die is nie die onregverdige regter wat onthou julle die gelykenis, ek dink in Lukas 18 wat Jesus vertel van hierdie vrou wat na die onregverdige regter toe moet gaan en elke dag moet gaan na hom toe en so dikhou dat hierdie onregverdige regter later sê, laat ek tog maar net vir hierdie vrou gee wat sy vra, anders kom sy aan die einde van die dag en my nog klap ook. Dis nie wie God is nie. Jesus sê, dis nie God nie. God is Vader. God is nie 'n onregverdige regter by wie jy moet dikhou om hom moeg te maak en om te forceer om jou te antwoord nie. Hy is jou Vader, hy weet wat jy nodig het en omdat hy Vader is hy baie meer gewillig as wat jy dink hy is om jou gebed te verhoor. Hoor gou mooi, in Matteus 7 staan daar, vers 11, as julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. So hy sê, julle is dan selfpaans, julle weet, julle het nie baie nodig om beweeg te word deur julle kinders nie. As julle kind brood vra, dan gee julle brood. Hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. So wanneer Jesus sê, as ons bid en ons sê, onse Vader, dan wil hy ons moet dit dink. Ons moet so kyk daarna. God is 'n gewillige Vader wat weet wat ons nodig het en wat graag vir ons goeie dinge wil gee. God is aan jou kant. God het nie oortuiging nodig om jou te help nie. Hy wil jou help. Maar die ander ding is, Jesus wil ook nie net vir jou sê, God is Vader nie, maar hy wil jou terselfdertyd leer, jy is seun. En hier is wat ek vir Fuad gesê het, en dis wat ek vir julle vandag wil sê. Wanneer jy bid, is dit nie so seer belangrik hoe jy bid nie, maar as wie jy bid en tot wie jy bid. Jy bid as 'n seun. Dis belangrik. Dit is belangriker wie bid as hoe gebid word. En dit is belangriker tot wie jy bid as hoe gebid word. Wanneer jy God nader hom as seun, as kind, as sy eie. En omdat jy sy kind is, het jy nie nodig om met 'n klomp beloftes en 'n boek te staan voor hom en sê, pa, jy daar gesê so, en jy daar gesê so, en jy daar gesê so, en so het jy daar gesê nie. En dikhou en dink met baie woorde sal jy hom moeg maak en in 'n hoek druk om jou te verhoor nie. Hy is nie 'n onregverdige regter nie, hy is jou Vader. So, nader hom as Vader, en nader as 'n seun, en weet jou pa is gewillig. Dit is die gesindheid wat jy moet neem in gebed. Nie hoe jy bid nie, belangriker is as wie jy bid en tot wie jy bid. Shalom, shalom.